Goeiemôre. Ons teksgedeelte vanoggend is Matteus 3 van vers 1 tot en met vers 17. Ek wil vir ons so enkele verse lees. Ons lees hier van vers 1. In daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Judea begin preek en gesê: "Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom." En dan lees ons hier van vers 7, toe hy merk dat baie van die fariseërs en die sadduseërs kom om deur hom gedoop te word, sê hy vir hulle: "Julle slange, wie het julle vrygemaak dat julle die dreigende toorn kan ontvlug? Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is. Julle moet nie verbeel dat julle vir jouself kan sê, ons het Abraham as voorvader nie. Dit sê ek vir julle, God kom uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Die by lê klaar teen die wortel van die bome. Elkeen wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi." En dan lees ons ook dan die gedeelte oor Jesus se doop. Gemeente, ons het in die laaste tyd baie bewus gewees van brande hier in die Kaap. En as 'n mens kyk na die brande, dan is dit so dat brande baie keer verwoesting bring. En tog is dit dat baie mense ook vir jou sê, maar gewone veldbrande is ook baie keer goed, omdat baie van die plante dit nodig het om te ontkiem, en hierdie brande bring weer nuwe lewe. Ons kan dit vergelyk met bekering deur te sê dat die Here vir ons nie net as sy kinders kies nie, maar dat die Here ook vir ons wil help om in 'n verhouding met hom te leef, om naby hom te wees, maar dat daar ook vrugte in ons lewe na vore kom. Vrug wat getuig dat ons aan God behoort, dat ons leef vanuit die gees van die Here, en wat altyd die bedoeling het om verander dan ook tot seën te wees. Ons gaan hierdie jaar in ons wijkskeieraande bietjie stil staan by die 7 briewe aan die 7 gemeentes in Openbaring. As 'n mens gaan kyk na hierdie briewe, dan gaan dit daaroor dat die Here sy kerk bemoedig om te volhard in 'n tyd van swaar kry, van vervolging of sosiale uitsluiting, maar dat hierdie boodskappe eintlik ook betrekking het op elkeen van ons. En ons kan die gedeeltes net lees en daarby verbygaan, of ek kan vir jaar sê, Here, maar ek gaan hierdie briewe gebruik om tot selfondersoek te kom, om toe te laat, Here, dat U regtig deur U woord en deur die Gees in my lewe inspreek, en so kom verander dit wat nog sonde in my lewe is. Kom verander daar waar ons tekort skiet en waar ons nodig het om deur die woord van die Here gereinig of herstel te word. Die liedjie Amazing Grace word vertel dat die persoon wat hierdie lied geskryf het, John Newton, in 1948 tot bekering gekom het, en dat hy hierdie lied dan ook geskryf het. Nou, sy bekering was vloek en dobbel en drink, maar tog was hy 'n slawehandelaar, en het hy 'n groot deel van sy lewe ook slawe weggevoer na ander lande. En dan vertel hy dat eers 40 jaar na sy bekering, die Here vir hom kom wys het dat slawerny dan ook sonde is. Ons kan, soos hierdie gedeelte, baie keer tevrede wees met ons lewe, soos die fariseërs en die sadduseërs, of ons kan toelaat dat die Here vir ons oproep om te sê, ons moet tot bekering kom. Ons moet die lig van Christus in ons lewe erken en leef vanuit dit. Die fariseërs kom hier na Johannes toe. Johannes is besig om op te tree in die woestyn van Judea naby die Jordaan. Hy doop mense met water. Die waterdoop was dan ook 'n teken van afwassing van sondes, 'n lewe van toewyding, gehoorsaamheid aan die Here. En dan sê vers 7 dat hulle gekom het om deur hom gedoop te word, maar eintlik staan daar in die letterlike vertaling dat hulle het na sy doop gekom. So hulle het eintlik kom kyk, hoe lyk dit waar mense dan tot geloof kom, en dat hulle eintlik maar toeskouers was op ander se lewe, en dat Johannes dan vir hulle sê, slange of ander geslag
bekeer julle tot God, dra vrug wat wys daarop dat julle tot geloof of tot bekering in die Here gekom het. En daarom dat hy dan ook sê dat wanneer Christus in ons lewe kom, dan kom roei hy uit, hy kom vernietig, en nie om my te vernietig nie, maar dit is soos 'n veldbrand wat kom skoonbrand, wat vir ons kom snoei, sodat ons vrug kan dra wat pas by ons lewe as gelowiges. En juis in hierdie gedeelte kom Johannes dan en dan sê hy, maar Christus is die Seun van God, Christus is die verlosser van hierdie wêreld. Dis juis in Christus wat ons ook die wil van God kan leer ken. Iemand het eendag gesê God is soos 'n lig, en wanneer jy in die lig van die Here kom, dan kom jy agter dat jou klere vuil is. En jy kan dit net sien as jy in teenwoordigheid van die Here is. Wanneer God oordeel oor ons, dan is dit nie om te vernietig nie, maar dis om te snoei, dis om ons te begelei en te help om reg te lewe. En dan is dit hoe meer ons in die lig van God wandel, hoe meer word ons gereinig en geheilig ook in die Here. En ek dink dis wat die Here vanjaar van elkeen van ons kom vra, om te sê, kom bekeer julle. Kom leef in die gees van die Here. Laat toe dat God ook julle lewe verander in Christus. En dat ons eintlik so half mag breek met die selfgenoegdheid van ons eie lewe en selfondersoek doen en sê, Here, maar waar wil U my verander? Wat wil U hê? Moet ek anders te doen of anders te leef of anders te op te tree? En daarom leef ons nie volgens 'n klomp reëls van magsemoenies nie, maar ons leef deur ons geloof in Christus. En is hierdie geloof by die Here vir ons help om te sê, Christus is die Seun van God. Hy is die verlosser van ons lewe. Ons is gewas in Christus, en omdat ons hom behoort, daarom is dit dat ons ook leef deur sy gees, en heilig en vorm sy gees ons ook elke dag in ons lewe. Kom ons bid saam. Here, seën vir ons in ons saam wees, en seën vir ons daarin, Here, dat U deur U gees en deur U woord ook vir ons sal reg snoei, en ja, Here, dat ons vrugte sal dra wat pas by ons lewe as gelowige. Amen.